en die eskatologiese program en alles wat daarin is, en ons gaan nou volgende Sondag aand, gaan ons met dit begin. So ek gaan in die aanddienste, gaan ons praat eers oor die tekens van die tye, dan die wegraping, verdrukking, wederkoms, 1000 jaar, daardie sake gaan ons dan weer hanteer van volgende Sondag aand af. Maar vanaand hou ons eers by die tema van die Heilige Gees, en ons skriflesing vanaand is vanuit Matteus 3. Matteus 3 van vers 1 tot vers 17 gaan ons die gedeelte saam lees. In die gedeelte het ons weer 2 opskrifte, Johannes die Doper en daarvoor vers 13 die doop van Jesus. Kom ons begin, dan lees ons die gedeelte. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het: Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. In Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die by lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusbare vuur verbrand. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgestaan en gesê: Ek het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Ons lees dan vanaand net so ver vanuit hierdie gedeelte. Kom ons buig die hoofde, en dan bid ons net weer vir 'n oomblik saam. Almagtige God en hemelse Vader, elke keer wat ons hoofde buig, elke keer wat ons as gemeente u saam aanbid, dan kan ons nie anders as om vir u dankie te sê vir die seëninge wat u so mildelik op ons uitstort. Here, u is ons God. U is die een wat daar is vir ons, wat u Gees vir ons gegee het as kinders van die Here, om ook daardeur voluit vir u te kan leef. En daarom sê ons ook vanaand net weer: Here, dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die feit dat hy deel van die drie-eenheid is, en dankie dat u hom uitgestort het op Pinksterdag, en dat ons hom in ons lewens kan ervaar, en dat ons kan vertrou op sy leiding en sy krag en sy instaatstelling, en so alles wat hy vir ons gee, wil ons weer eens net
vir U kom dankie sê. Here, en so bid ons dat ons as gemeente getrou daarin sal wees om deur die Gees gelei te word. Here, dat ons U woord sal laat uitgaan na buite toe en dat die Gees ons in staat sal stel om daardie getuies te wees, Here, en sodat die mense hier ook tot bekering kan kom. En so vertrou ons U, Here, vir die redding van verlore siele. Here, ons besef, hier's baie mense in hierdie dorp wat nie eers naby 'n kerk kom nie, wat nie naby die woord van die Here kom nie, en hulle het U nodig. Maar so is daar mense in hierdie dorp, Here, wat ook elke Sondag op 'n kerkbank sit, maar U nog geensins ken nie. En daarom bid ons, Here, dat U hierdie mense by U sal uitbring. Hulle wat dink hulle is reg, Here, wat dit nie is nie, en hulle wat weet hulle is ver van U af, dat U elkeen van hierdie mense na U toe sal roep, sal bring, dat hulle die Here Jesus sal leer ken vir wie hy is. En so dank ons U ook, Here, dat ons daardeur kan bid vir die groei van ons gemeente. Ons weet U sê in die woord, U voeg by die gemeente hulle wat gered is. Here, en ons vertrou U vir die groei van ons gemeente. Here, ons weet daar's mense daar buite wat allerhande dinge doen en programme het en mense lok na hulle toe, Here, maar dit is net so gou weer dan verdwyn daardie mense. Maar ons, Here, ons vertrou op U om mense na ons toe te bring. Ons vertrou op U om hierdie gemeente te laat groei en so doende ook in al ons behoeftes te voorsien. Of dit hande is wat ons nodig het, of dit hoe ook al, Here, U is die een wat daarin voorsien. En daarom sê ons ook vir U dankie daarvoor. Maar so bid ons nie net vir die mense van ons dorp nie, ons bid ook vir die ander gemeentes en kerke in ons dorp, Here, dat U woord en waarheid sal uitgaan en dat U lewens sal verander. En so bid ons ook vir daardie gemeente, daardie NG Velddrif gemeente, Here, wat nou ook een van die dae op 'n keuse gaan staan om 'n nuwe predikant te beroep. Here, wil ons bid dat hulle iemand sal beroep wat U waarlik ken, wat weergebore is, wat die Gees in hulle het en wat daardie gemeente in die hele waarheid sal lei. Bid ons, Here, dat U so iemand hierheen sal stuur en dat die effek op ons dorp gesien kan word. Ons wil U daarvoor kom loof en kom prys dat ons vertroue op U gestel is en dat ons weet U sal daarin voorsien. Here, ons wil ook dan so kom bid vir die reën, Here, ons weet die reën is weg, die boere kry swaar, ons hoor van plase wat in die mark is, ons hoor van boere wat hulle koring heeltemal net gestroop het, Here, en ons hoor van hierdie dinge en ons besef, hierdie mense het U nodig en daarom bid ons, Here, vir reën, maar ons bid ook dat U hierdie omstandighede sal gebruik om die boere na U toe te dryf, Here, dat hulle die knie sal buig voor U en besef wie U is en hulle hulp by U soek en dat U dan op die regte tyd sal help. Ons dankie, Here, dat ons vir hulle kan kom bid. Ook so met die vissermanne, Here, die munisipaliteite en die regering het verligting gebring en toe hulle uitgaan op die see, Here, toe is daar nie vis nie en dit laat ons net besef, Here, U is in beheer, geen mens kan daardie oplossing gee nie en daarom vertrou ons U ook, Here, om vir daardie vissermanne 'n oplossing te gee wanneer hulle U soek, Here, en weer eens wanneer hulle die knie buig en U vertrou dat U vir hulle die oplossing sal gee. Dankie, Here, dat ons vir hierdie sake kan kom bid wat ons gemeenskap op die hart het. Dankie dat ons enigiets na U toe kan bring en U daarvoor kan vertrou. Ons bid ook vir ons siekelys, Here, U ken elke naam en saam met dit die wat griep het, verkoue het, wat sukkel met hierdie tipe siektes, dat U vir hulle ook genesing sal bring en dat U met hulle sal wees. Ons sê dankie, Here, dat ons hierdie lys sake na U toe kan bring en dat ons kan weet, U is daar vir ons, U is die hoorder van gebed, U neig U oor tot ons, U oog is op ons en ons kan U vir elke saak vertrou. Daarom bid ons dit in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons begin dan by 'n teks en ek sê dis ons teks van oordenking, maar ons gaan ook 'n groot verskeidenheid gedeeltes vanaand hanteer, maar ons begin by hierdie teks, Matteus 3 vers 11 wat sê ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Die rede hoekom ons by hierdie teks begin is, ons praat oor die gedagte van 'n geesvervulde lewe in die tekens van die Gees. Nou hierdie verhaal wat ons saam gelees het, is waar die Here Jesus gedoop word
en dit wat voorafgaan met Johannes die Doper, en dan waar die Here Jesus deur hom gedoop word. Maar in hierdie gedeelte lees ons iets raak, eintlik twee dinge wat ons hierin sien, en dit is twee tekens wat vir die Heilige Gees gebruik word. Nou soos daar tekens in die woord van die Here wat vir die Gees gebruik word, en dit beeld vir ons iets uit van hom, van sy karakter, van sy persoonlikheid. En dan sien ons hierdie verskeie tekens van die Heilige Gees. Nou as ons na die woord van die Here kyk, is daar min of meer 14 tekens oor die Heilige Gees, maar ons gaan hulle vanaand nou net mooi halveer. Ons gaan na 7 verskillende tekens van die Heilige Gees kyk. Elkeen met 'n besondere betekenis en elkeen wat ons so bietjie meer leer van die Heilige Gees. Maar dan, dis nou half die teologiese gedeelte en die kennis en die interessantheid wat ons leer, maar daar's ook 'n praktiese sy hieraan, want as iemand gered word, ontvang hulle die Heilige Gees, maar dit wat ons vanoggend gesê het, hulle is nog nie vervul met die Heilige Gees nie, en dit is nodig dat kinders van die Here vervul word met die Heilige Gees. Die hele lewens onder beheer van die Gees is. Nou as iemand onder beheer van die Gees is, en dis waar ons hierdie twee goed nou aan mekaar kom koppel, dan word die tekens van die Gees, die eienskappe wat die Gees toon, word in hulle lewens gesien. So hierdie tekens van die Gees kan ook 'n bewys wees van geesvervulling. So dit kan 'n toets wees, waaraan 'n mens kan toets en sê, as ons kyk na hierdie tekens van die Heilige Gees, as ons kyk na wat dit beteken, is dit teenwoordig in my lewe? En dan die toets, is ek dan vervul met die Heilige Gees? So dit is ons doel vanaand, dit is waarop ons gaan fokus, is om seker te wees, ons is met die Gees vervul. As ons na hierdie tekens, hierdie eienskappe van die Heilige Gees kyk, gaan ons sien, is dit in ons lewens? En dan sodoende is ons met die Gees vervul. So daarom kyk ons na die tekens, daar is ten minste 14 wat ek nou reeds vir u gesê het, maar ons gaan so na die bekendste 7 kyk, en ek het nou in hierdie prent wat ek vir ons op die skyfies gesit het, sal u sien die 7 tekens is hier van links bo af reg rondom die prentjie, dat ons dit ook so net so bietjie fisies kan sien en die gedagte sal kry. In daardie 7 eienskappe van die Heilige Gees gaan ons sien, dit kan ook prakties wees op iemand wat dit uitleef. Net weer daai toets, is hy in beheer van my lewe? So ek gaan nou nie te veel inlei vanaand nie, ons 7 gedagtes waarna ons gaan kyk, so ons begin daar by die eerste een, en dit is 'n geesvervulde lewe, en heel bo links, die duif. En dan lees ons dit in Matteus 3 vers 16, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. Nou ek weet nie of u al dit gehoor het, of daarna gekyk het nie, maar die vertaling wat 'n mens hier vind, is eintlik Johannes die Doper, wat uit die water uitgeklim het, teruggestaan het, en die Here Jesus aanskou het, en gesien het, hoe die Gees van God, soos 'n duif op hom neerdal. So ons kry die Gees van God as 'n duif. Een van die bekendste tekens van die Heilige Gees, die duif, wat op die Here Jesus neerdal. Nou dit was weer eens 'n besondere gebeurtenis gewees. Dit was die begin van die Here Jesus se aardse bediening. Dit was die salwing, die krag van die Heilige Gees, en dan die duif wat op hom neerdal. Nou dis baie interessant, want die woord gebruik beeldspraak, en ons besef dit, ons weet ook, as die woord beeldspraak gebruik, dan gee hy 'n verduideliking vir dit. So mens kan nie net enige iets aan 'n teken gaan koppel nie, ons moet kyk wat sê die woord daaroor. Maar as 'n mens so praat oor die duif, word daar al so vroeg soos Genesis daaroor gepraat, en dit is natuurlik daar met Noag en die ark. Nou hulle is nou al 'n tyd lank daar op die ark gewees, en Noag wil weet of daar al droë grond is, en wat doen hy eers? Hy stuur mos 'n kraai uit, en die kraai kom nie terug nie, maar hy besef, daar is nog nie droë grond nie, en ons weet 'n kraai is 'n vuil dier, hy sou op
'n lijk gaan sit het, hy sou op enige van daai goed gaan sit het, so 'n onrein dier, en Noag stuur dan die tweede ding, die duif uit. Maar 'n duif is 'n skoon dier, en daarom sou hy iets skoon gaan soek het om op te sit, droë grond. En die duif kom uiteindelik terug met die takkie in sy mond, en nou ken ons die hele verhaal van die feit van Noag se ark. Maar die Heilige Gees, net soos hierdie duif, gee dadelik vir ons 'n teken van reinheid. Dit gee vir ons 'n teken van skoonheid. En dadelik as ons hoor skoonheid, reinheid, dan dink ons geen sonde. God het 'n afskie in sonde. Die drie-enige God van hemel en aarde het 'n afskie in sonde. So as ons die duif hoor, dan sien ons dadelik daardie skoonheid. Nou, hoe bring ons dit prakties na onsself toe? As ons met die Gees van God vervul is, dan sal ons nie anders kan om 'n afskie in sonde te hê. Nou net om dit so bietjie weer eens prakties te verduidelik. Die Gees van die Here beweeg saam met my as ek met sy Gees vervul is. Hy sien wat ek sien. Hy hoor wat ek hoor. Hy is met my, en as hy in beheer van my lewe is, sodra ek in kontak met sonde kom, dan gaan ek daai gevoel van afskie hê. Ek sal sonde nie kan hanteer nie. Ek sal nie kompromie met sonde kan aangaan, of dit net aansien en dit aanvaar nie. Dit kan nie gebeur nie. Want die Gees, wat die teken van die duif het, is binne in my. So die Geesvervulling kan gesien word met my gevoel teenoor sonde. En dis die eerste van hierdie tekens. Die tweede hiervan, en nou kan ek nie eers vir julle die prentjie wys nie. Ek sien ons skerm is aan en af vanaand, maar hy sal nou weer opkom. Die tweede teken is 'n geesvervulde lewe en die seël. Efesiërs 1 vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So dit is 'n teken. Baie dankie, daar is hy terug. Kom ons spring daar na die tweede gedagte toe. So daar bo in die middel is die seël, en dan daar is ons gedagte, en dan ons vers in Efesiërs 1 vers 13. So die Heilige Gees, nou is hy weer weg, maar ons het hom daarom gesien. Die Heilige Gees se teken is die seël. Nou die seël waarvan Paulus hier praat, en die seël, die prentjie wat ons nou gesien het 'n oomblik terug, was daai wasseël, daai merk om te wys van wie af die brief is. So dit gee dadelik 'n teken van outeurskap, dit gee 'n teken dat dit eg is, of dit nou 'n kontrak of 'n brief of 'n boodskap is, en dan gee dit dadelik 'n teken van autoriteit, in wie se naam hierdie brief geskryf en uitgestuur is. So sekuriteit, oorspronklikheid, eienaarskap en autoriteit. Dit word alles gesien in een teken. So nou word hierdie teken gebruik vir die Heilige Gees. En as iemand 'n kind van die Here word en hy ontvang hierdie Gees, dan ontvang hulle ook hierdie teken. Dink aan die sekuriteit dat die kind van die Here gered is. Die woord sê vir ons, die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van die Here is. So dadelik, ons het die sekuriteit, ek is 'n kind van die Here, hy gee my daardie wete. Ek is verlos. Ek is duur gekoop deur Jesus se bloed. So sekuriteit, eienaarskap, ek is nou 'n kind van die Here. Ek is nie meer 'n vreemdeling nie, ek is nie meer daar ver nie. Ek is nou 'n kind van die Here. So dit gee daardie eienaarskap, ek is die eiendom van die Here Jesus Christus, maar ook daai autoriteit. As 'n kind van die Here optree, so ons nou praat oor die evangelie wat ons verkondig, dan tree ons mos op in die autoriteit van die Here Jesus Christus. Hy het sy woord op ons hart geskryf, gegraveer, en ons dra die woord uit met die autoriteit van die Here Jesus Christus. So al daardie dinge van 'n seël word ook duidelik. Nou wanneer ons die Heilige Gees het as kinders van die Here, van daardie dag af is ons verseël. Efesiërs 4 vers 13, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. So ons het die getuienis in ons harte, ons het die sekuriteit
Ons sal nie weer verlore gaan nie. Nou, jy het seker al gehoor, mense hoor deesdae so in die wandelgange, aan die een kant het jy die mense wat sê, jy is 'n kind van die Here, en jy het geen aandeel daarin nie, en jy is nou maar net sy kind, jy hoef nie eers oor te gee nie. Aan die een kant het 'n mens dit, aan die ander kant lê mense baie klem op redding, maar dan sê hulle, jy kan jou redding verloor. En nou sê mense half in 'n spottende wyse, once saved, always saved. Ek weet nie, julle het seker al dit in so 'n mate gehoor. Maar dit is nie iets om oor te spot nie, dis nie iets om ligtelik op te neem nie, want dis 'n versekering wat die woord van die Here vir ons gee. Julle is verseël tot die dag van verlossing. Johannes 10 vers 28 en 29 wat sê, die Here Jesus het ons gered en ons kan nooit weer verlore gaan nie. Niemand kan ons uit sy hand gryp nie. So dit wys daai sekerheid, die sekuriteit, en dit wys die eienaarskap. Ons is nou die Here Jesus se. So daai seël. En as ons met die Gees vervul het, dan ervaar ons dit net met soveel meer sekerheid, soveel sterker. Dit die autoriteit van die Gees wat met ons is. So daai getuienis van die Heilige Gees is hier binne in my, en wanneer ek met die Gees vervul is, kom dit net soveel sterker uit as ooit van tevore, en ek kan sy boodskap uitdra met sekerheid, met daardie autoriteit. So die seël. Dan die volgende, sien om Wessel het om elke keer net reg voor ek die prentjie moet wys, dan kan ons aangaan, die olie. 'n geesvervulde lewe en die olie. Lukas 4 vers 18. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gesalf te genees. So die vers praat oor salwing. Die Heilige Gees, 'n teken van die Heilige Gees is salwing. En in die Ou Testament, waarmee het hulle gesalf? Met, ek wil nou amper sê, skoon olyfolie. Nou die salwing is iets wat al van die Ou Testament afkom. En nou ons ken die woord, ons lees dit, ons lees waar konings gesalf word, Samuel wat byvoorbeeld vir Saul salf as koning, en dan Samuel wat na die huis van Isaai gaan om die volgende koning te salf, en dan gaan hy mos so deur al die seuns van Isaai, tot die laaste een nie daar is nie, en hy moet geroep word, en hierdie jong seun kom daarin, klein, rooierig, mooi oë, mooi voorkoms, en hy is die Here se koning. En wat gebeur dan met hom? 1 Samuel 16 vers 13, Samuel neem toe die koning met olie, en hy salf hom te midde van sy broer, en die Gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. So die salwing as teken van die Heilige Gees. Dawid is gesalf om koning te wees. In die Nuwe Testament, waaroor salf die Heilige Gees ons? Hy salf ons met die gedagte dat ons die evangelie kan uitdra. Die taak wat ons het, Dawid se taak was koningskap en regering, ons taak is getuig vir die Here Jesus Christus. En as ons met die Gees vervul is, dan is daardie salwing net soveel duideliker. Hy is die olie. Oom Wessel, oom hoef hom nou nie heeltyd te sukkel met hom nie. As hy afgaan, kan ons hom maar aflos. Dis daarom nie die einde van die wêreld nie. So, daardie salwing. As ons na Dawid kyk, dan sien ons, toe hy gesalf is, toe het hy die begeerte om te werk vir die Here. Hy het na Saul se huis gegaan, hy het daar gewerk. Hy het die begeerte gehad om koning te word, want hy is gesalf daarvoor. En hy het die Here geraadpleeg, want die Here het hom gesalf. Nou is ons gesalf om die evangelie uit te dra. 2 Korintiërs 1 vers 21, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. So wanneer ons gesalf is, wanneer ons met die Gees vervul is en hierdie teken van die Gees kom na vore, dan het ons die hart, die wil, ons wil die evangelie uitdra. En ons het die krag van die Here om mense na die Here toe te lei. En ons is afhanklik van hom. En die Heilige Gees rus ons toe. So selfs hierdie teken van die olie, die salwing, ervaar ons in die feit dat ons wil die evangelie uitdra. Dat ons die
in staatstelling het om die evangelie uit te dra. So die olie is ook dan vir ons duidelik daarin. Ons volgende gedagte, 4de uit die 7de uit, is 'n geesvervulde lewe en die vuur. Nou die vers wat ons daar het, Matteus 3 vers 11, en dis deel van ons skriflesing gewees. Ek gaan net die laaste gedeeltetjie lees. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So die Here Jesus word gedoop. Johannes die Doper is besig om te leer oor die Here Jesus en hy sê dan, hy sal doop met die Heilige Gees en met vuur. So direk verbind hy die Heilige Gees en die vuur met mekaar. Nou om met die Gees gedoop te word, het ek vir u so vinnig vanoggend genoem, en ons met ons bid hier meer daaroor praat, maar dis wedergeboorte. Mense koppel baie keer dinge daaraan en noem dit verskillende goed, maar dit is uiteindelik wedergeboorte. En dan sê hy verder, en met vuur. Met ander woorde, hierdie eienskap van die Heilige Gees sal julle ook ontvang. Nou wat kan dit beteken? Nou as ons kyk na hierdie gedeelte, nou sê hy het hulle gedoop met die oog op die vergifnis van sonde. So dis ook daaraan verbonde. Nou toe die Heilige Gees uitgestort word, dit vanoggend gelees het, toe is op hierdie mense tonge gesien soos van vuur, wat op hulle gaan sit. So wat beteken die beeld? Nou vuur in die woord, het altyd dieselfde betekenis, dit het altyd dieselfde boodskap wat dit oordra, en daai boodskap sien ons eintlik op 'n klomp plekke, maar een van die bekendste en een van die duidelikste is met die profeet Jesaja. Toe die Here hom roep vir diens, toe moet sy tong eers met die kool van vuur aangeraak word. Daarna is gesê, jou sonde is weg, jou skulde is versoen. So die vuur het gewys op reiniging. Dit wys op reiniging. Nou in daardie tyd, en weer eens, dis nou iets wat hulle goed geken het, wat deel was van hulle lewe, dis is vuur gebruik om goud en silwer en metale te suiwer. So hulle sou dit dan gekook het, en dan sou, as die onreinhede sou nou uitgekom het, en dan sou hulle dit mos nou natuurlik kon uitskep, en dan kon daai goud of silwer of staal, kon dit net suiwerder gemaak word. Nou dit is die gedagte wat ons hier sien, toe daardie kool vir Jesaja aanraak, toe is sy sonde weggebrand. Ook so in die Handelinge gedeelte. Die Heilige Gees is die een wat reinig. Nou dis eintlik vir ons 'n kragtige boodskap as kinders van die Here, want as ons vervul is met die Heilige Gees, is ons vervul met die een wat reinig van sonde. Nou weet ons, sonde word vergewe deur die bloed van die Here Jesus Christus, as gevolg van God se genade, maar die Gees is fisies die een wat die werk hier binne in my doen. Die Gees is die een wat oortuig van sonde en my help om van daardie sonde ontslae te raak en om daai sonde te vergewe en om my skoon te was. So wanneer ek met die Gees vervul is, dan is daar 'n aanhoudende reinigingsproses wat in my aan die gang is. Nou wat noem ons daai reinigingsproses? Heiligmaking. So eenvoudig soos heiligmaking. Waar die Here gedurig deur kom skaaf en kom skuur aan my lewe. Vir my dinge kom wys wat hom tot oneer is, wat dinge kom wys wat onreinhede in my lewe is wat die Here wil verwyder. So wanneer ons praat oor die Heilige Gees en vuur, dan wys dit net op daardie voortdurende reiniging en dit wys op heiligmaking. So as ek met die Gees vervul is, dan sal ek bewus wees van die heiligmakings, die reinigingsproses wat hier binne in my aan die gang is. Dit sal vir my duidelik wees. So 'n teken dat ek met die Gees vervul is. Dan die volgende een wat ons ook hier vind, nou hy beweeg so om die prentjie, ons was nou by 4 gewees, hier regs onder in die hoek kry ons die wind. 'n geesvervulde lewe en die wind. Johannes 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou hierdie teken is eintlik een wat moeilik is om te verstaan. Want as mense uit die woord gaan vat, dan gaan dit oor die onverstaanbaarheid
van die Heilige Gees. Johannes 3 is die Here Jesus in hierdie gesprek met Nikodemus, en Nikodemus vra vir die Here Jesus, maar wat moet ek doen om gered te word, om die koninkryk te verkry, om die ewige lewe te beerwe? En die Here Jesus leer hom dan oor wedergeboorte. Jy moet weergebore word uit water en uit gees. En dan kom die Here Jesus en hy verduidelik ook die Heilige Gees. En hy sê dan, 'n teken van die Gees is die wind. 'n Mens weet nie hoe hy werk nie, maar 'n mens kan dit sien. So hy sê letterlik, ons verstaan nie die werking nie, maar dit word raak gesien. En dis iets wat ons nou natuurlik baie mooi verstaan hier waar ons bly, want ons weet nie noodwendig waar die wind vandaan kom nie, en veral in die laaste tyd, dan is dit koue wind, dan is dit warm wind, en dan is dit die suidooster, en dan is dit 'n weste wind, en ons sien die wind. Al verstaan ons nie noodwendig hoe dit werk nie. Die bewyse is daar, die takke wat dryf, die bome wat buig, die blare wat ek 10 minute vroeër uitgevee het, nou waai dit terug. Al die bewyse van die wind is vir ons daar, ons sien dit. Nou kom sê die woord vir ons, as kind van die Here wat met die Gees vervul is, ons verstaan nie altyd hoe werk die Gees nie, maar die tekens is daar. In al hierdie dinge wat ons gepraat het, maar ook in hulp, in gebed, leiding wat ek moet doen, waar die Here vir my wys watter kant toe, en die vrug van die Gees wat na vore kom, al hierdie tekens gaan sigbaar wees. So dit kom praat maar net, die Gees as wind praat oor die onverstaanbaarheid, maar tog die sigbaarheid van die Heilige Gees. So die Gees sal in my lewe gesien word, hoeveel te meer as ek met die Gees vervul is. Ons tweede laaste, 'n geesvervulde lewe, en dis nou hier in die middel, die grasspruitjies met die dou op. 'n Geesvervulde lewe en die dou. Psalm 133 vers 3. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here se seën, die lewe tot in ewigheid. 'n Teken wat deur die woord van die Here gebruik word vir die Heilige Gees, en ook so in die Ou Testament, 'n teken wat vir hulle algemeen was dou. Weereens, van Genesis af verder word hierdie teken gebruik, en elke keer as daar oor die dou gepraat word, was dit 'n teken van oorvloed. Die dou wat verfris, die dou wat die grond vrugbaar maak, soveel verwysings na die oorvloed van die Here. Genesis 27 vers 28, en mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vet grond van die aarde en oorvloed van koning en mos. So dou op sy eie is 'n teken van oorvloed. Maar die vers wat ons gelees het daar in Psalm 133, vat dit nou tot die uiterste. Want die berg Hermon was bekend vir sy dou gewees, nie net uit oorvloed nie, maar uitermate oorvloed. En nou word dit as teken van die Gees gebruik. Want die Gees gee in oorvloed. En dit word in verband gebring met die seëninge van die Heilige Gees. So wanneer ek met die Gees vervul word, sal die dou in my lewe gesien word. Hoe sien ek dit? Daar is 'n oorvloed van seëninge. Watter seëninge? Dink aan Efesiërs 1 vers 3, alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So die magdom van dinge wat die Gees my mee seën, of dit wysheid en kennis van die woord is, of dit wysheid is van hoe om iemand te benader, as dit die vrug van die Gees is, as dit vrede en vreugde is, as dit selfs in my fisiese lewe is, waar die Here my seën met iets, maar een ding is verseker, is wanneer ons met die Gees vervul is, dan ervaar ons seëninge. Kan nie anders nie. Dis hoe die woord dit vir ons kom uitspel. Daai seëninge sal duidelik sigbaar wees. So weer eens, 'n teken in my lewe, as ek Gees vervuld is, die dou sal gesien word, die geestelike seëninge sal ervaar word. Dan die laaste, is hier heel links in die hoek, die water wat ons daar duidelik kan sien, 'n geesvervulde lewe, en die water, Johannes 4 vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid
nooit dors kry nie. Nou dit hou so 'n bietjie verband met wat ons vroeër ook oor gepraat het. Maar dan hoor wat sê hy verder, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die laaste teken van die Heilige Gees wat ons gaan hanteer, weer eens, een van die bekende tekens, en naby aan die oorvloed wat ons oor gepraat het, is die Heilige Gees as lewende water. Nou in die gedeelte wat ons nou oor praat, is dit die verhaal van die Samaritaanse vrou. Ons ken hierdie verhaal, sy gaan om water te haal in die middel van die dag, sy wil nie gesien word nie, sy wil nie ander mense teekom nie, en wie wag by die fontein vir hierdie vrou? Die Here Jesus Christus. En terwyl sy gaan vir net gewone water, gee die Here vir haar die lewende water, die ewige lewe. En terwyl sy hierdie ewige lewe, terwyl die Here Jesus sal leer, kom hy ook by hierdie punt uit wat hy sê, dit sal in jou word 'n fontein. En dit gaan oor die gedagte dat 'n mens die Gees ontvang. Die Here Jesus sê, sy sal nooit weer dors kry tot in ewigheid. Die Gees verseël die persoon en hy sal nooit weer verlore gaan nie, verseël tot in ewigheid. Maar dan sê die Here Jesus, dit sal 'n fontein word in hom, en dit spreek nou van die Gees se werk. En dit is 'n moeilike woord, ek gaan dit genoegtheid noem. Die Gees is wat ons nodig het. Die fontein sal nooit opraak nie, dis 'n lewende fontein, daar is genoeg water. So die Heilige Gees is ook alles wat ons nodig het in ons geestelike lewens, hierdie fontein wat nooit kan opraak. Die dag toe ons ontvang, toe ons as kinders van die Here ontvang is, toe ontvang ons ook die Heilige Gees. Ons ontvang die lewende water wat nooit kan opraak. En natuurlik, dit spreek van redding, maar ook van geesvervulling. Daai fontein wat opspring. En as ek met die Gees vervul is, dan raak ek net meer en meer bewus van die genoegtheid van die Gees, dat hy is wat ek nodig het. Want hy werk binne in my. Hy gee vir my al daardie eienskappe in my lewe wat ek nodig het. Hy stel my in staat om die woord te verstaan. Hy stel my in staat om te leef wat ek moet leef. Hy gee my wysheid, hy gee my kennis, en so kan ons net aangaan. Hy gee vir my wat ek nodig het. Hoe meer ek met hom vervul is, hoe meer is ek bewus van hierdie feit dat hy al genoegsaam is. Buiten hom het ek niks nodig nie. Nou daar's baie kerke vandag en mense daar buite wat sê, maar jy moet, as jy wil geestelik groei, moet jy eers gedoop word, anders kan jy nie die heiligmaking smaak nie. Hulle sê, jy moet eers op 'n uitreik gaan, jy moet eers dit doen, jy moet eers dat doen, maar die woord sê vir ons, die Gees is genoeg. Hy laat my groei, deur die woord van die Here. So hy is die water, die fontein wat opspring in ons binneste. So 7 van die tekens van die Heilige Gees waarmee ek vanaand afsluit. Ek noem hulle net weer so vinnig om op te som. Die Gees is soos die duif, en sy skoonheid en afskie van sonde sal in my gesien word. Die Gees is soos die seël waar hy my herinner van sy sekuriteit, eienaarskap, autoriteit. Hy is ook soos die olie waar hy ons gesalf het om die evangelie te verkondig en vir ons die toerusting gee daarvoor. Hy is soos die Gees van vuur, ek word gedurig deur herinner aan die reinigingsproses, heiligmaking, wat in my is. Hy is soos die wind, ek verstaan nie sy werk nie, maar dit word in my lewe gesien. Hy is soos die dou, ek ervaar sy seëninge, en laastens is hy soos die water. Ek sal meer en meer bewus word van hoe nodig ek hom het, en hoe hy eintlik al is, wat my help in my geestelike lewe. So, eienskappe wat ons van buite kan sien, wat diep spreek van 'n binneste werk wat die Gees doen. So ons kan na hierdie goed kyk. En ons kan die tekens sien, en ons kan vra, hierdie karaktereienskappe, die tekens van die Gees, word dit in my lewe gesien? Nou as ek sê ja, dan is dit 'n fantastiese bemoediging dat die Gees in my werk en ek is vervul met die Gees. Maar as ek sê nee, hierdie tekens is nie in my lewe nie, dan beteken dit ek moet erns daarmee maak. Ek moet op 'n punt kom waar ek oorgegee is aan die Heilige Gees en waar hy my met sy Gees vul, sodat die tekens wel duidelik is. So dis vir ons 'n toets wat ons vra, is ek met die Gees vervul, of moet ek op 'n plek kom waar ek my totaal oorgee? Kom ons plaas die Gees in beheer van ons lewens. Ons maak seker
ons is met hom vervul. Amen. Ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie, weer eens vanaand vir U woord, vir die interessanthede daarin, die beeldspraak wat U gebruik, die boodskappe wat U daardeur oordra, en so kan ons vanaand kyk, Here, na die tekens wat U vir ons gee, in die woord vir die Heilige Gees. En sê ons dankie, Here, dat die Gees in ons is as kinders van die Here en dat Hy werk. Maar wil ons ook bid, Here, dat U vanaand vir ons sal wys deur dit, of ons met die Gees vervul is, en of ons nog in beheer van ons eie lewens is. En is die gebed van ons harte, Here, dat ons op daardie punt sal kom, waar ons sê, Here, dit wat ons vanoggend gesing het, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. 'n Ander lied wat sê, my al is op die altaar, dat ons op 'n punt sal wees, dat alles in ons lewens onder beheer van die Heilige Gees is, en dat U ons sal vul met U Gees. Dankie Here dat ons daarvoor kan bid. Ons bid dit vir ons en ons bid dit vir ons gemeente. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Gees wees en bly met U elkeen. Amen.